graad 12 leerders en welkom by vandag se lewenswetenskappe les. My naam is Lizon de Tooy en hierdie les word aan jou gebring deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Pakoma Navorsing en Ontwikkeling. Ons kom dan nou by ons tweede gedeelte van hersiening van vraestel 2. Okay, so in hierdie gedeelte gaan ons dan dek die onderwerpe van DNA sowel as meiose. Hier kan jy sien dat DNA 27 tel en meiose 21. So ons het die kleinstes verloste gelos. Onthou asseblief altyd dat jy al hierdie hulpbronne tot jou beskikking het wat jy kan gebruik. Beslis eerstens is die uitsendinglesse en weblesse en dan natuurlik my gunsteling is die ou vraestelle en nasienriglyne van die NSS en rekord eksamens. Hier kan jy presies sien waar punte toegeken word sodat jy jouself kan familiariseer met hierdie proses. Dan ook kan jy gebruik maak van jou handboeke en Mind the Gap, sowel as eksamenriglyne. Nou, soos ek al genoem het, vir vraestel 2 is jou eksamenriglyne great, omdat die prosesse vir jou daar uiteengesit word. Laastens kan jy gaan na education.gov.za as jy enigiets anders benodig. Vir hierdie les gaan ons kyk na DNA, proteïnsintese, RNA en dit noem ons die kode van lewe. En dan gaan ons ook loer na meiose en wat daai prosesse behels. Ons duik dan dadelik in. DNA die kode van lewe bestaan dan uit 27 punte as deel van vraestel 2. 'n Kort geskiedenis wat jy asseblief moet onthou vir afdeling A tipe vrae kort vragies. In 1952 het Franklin en Wilkins ondersoek ingestel na die struktuur van DNS deur van ekstrale gebruik te maak. So ek dink die belangrike ding hier is ekstraal en dan onthou jy hoef slegs hulle vanne te onthou Franklin en Wilkins. So hulle was verantwoordelik vir die struktuur, ontdekking van die struktuur. En dan het Watson en Crick 'n 3D model gebou om die struktuur van DNS voor te stel in 1953. En dit is dan ook dan nou waar hierdie foto vandaan kom. In 62 het Watson en Crick dan die Nobelprys ontvang vir hulle ontdekking van die struktuur van DNA. Hoewel ons weet dat Franklin en Wilkins regtig 'n baie groot rol eerder hierin gespeel het. Belangrik is verskille tussen DNA en RNA en onthou dat jy hierdie moet kan tabuleer. So die verskille is oogeenlopend, knop my tong. So die eerstens, DNA bevat deoksiribose en dan RNA bevat slegs ribose suiker. DNA weet ons is in 'n dubbel helix en 'n spiraalvormig, terwyl RNA in 'n enkelstring voorkom en dan ook in die tRNA vorm kan voorkom. DNA bevat die stikstofbasis timien, baie belangrik om dit te onthou, en dan RNA bevat die stikstofbasis uracil. DNA kom slegs in die nukleus of in die selkerne voor. RNA kan in en uit tussen die nukleus en die sitoplasma beweeg. Proses nommer 1, DNS-replisering. Anders as evolusie is hierdie nie prosesse wat jy van toepassing op iets anders hoef te maak nie. Jy kan regtig hierdie gaan papegaai, woord vir woord. Nommer 1. Die DNA dubbel helix draai los. En onthou hierdie woord is baie belangrik. Wanneer ons nasien, merk ons jou antwoord verkeerd as daar net een of twee van hierdie woorde in daai sin kom. So jy moet sê die DNA dubbel helix draai los. Dan swak waterstofbindings tussen die stikstofbasisse breek en die DNA-string rits los. Nou vir hierdie uiteensetting kry jy slegs die een punt of die ander. So vir DNA dubbel helix draai los, punt, swak waterstofbindings breek, punt, of die DNA-string rits los, punt. Nommer 3, daai is belangrik, elke oorspronklike string dien as 'n tempraat waarop sy komplement gebou word. Vrydrywende DNA-nukleotides heg aan hulle komplementêre stikstofbasisse A aan T en C aan G. En in hierdie prentjie kan jy dit dan waarneem. Hoe dit op mekaar volg. 5, heel laaste, 2 identiese DNA-molekules word dan gevorm.
Kom ons doen so vinnig hierdie voorbeeld. So, as ons na 'n skets kyk, voor ons na die vraag kyk, kan ons sien dat die genommerde basisse of geletterde as jy wil basisse is. En dit wys ons beslis dat hulle gaan ons vra wat hierdie basisse en maatjies is. Soos altyd, kyk na jou skets en kyk wat jy kan benoem. Jy weet wat 'n molekuul hierdie is. Dit is beslis DNA. Hoekom sê ons so? Want hy is 'n dubbel helix. Jy kan sien hy bestaan uit 2 stringe. Nou vra dit wat 'n proses is hierdie, so dit is definitief DNA-replisering. Dan by nommer 2 vra dit noem die belangrikheid van hierdie proses. So hoekom is replisering belangrik? So nou moet jou mind flash na mitose, meiose. So nou sê ons DNA-replisering verseker dat identiese dogterselle met dieselfde aantal en tipe kromosome tydens seldeling gevorm word. Nommer 3 vra vir ons identifiseer die dele genommer 1, 2, 3 en 4. Nou as ons na 1 kyk, kan jy sien dat dit daai pentagon vormpie is. So hy sou dan beslis wat wees. Die suiker, die deoksiribose. Dan nommer 2 is hier aan die agterkant op die suikerfosfaat rigstring. En dan nommer 3 verwys na al 3 daai komponente saam. So nommer 1, deoksiribose, nommer 2, fosfaat en nommer 3, 'n nukleotied. Nommer 4, wat dan hier met die basis A sal verbind, is dan timien. Hierdie sketse is maklik om te ontleed en sal dit vat net oefening. So aan hoe meer voorbeelde jy jouself blootstel, hoe vinniger gaan hierdie patroon snap in jou kop. Dan die belangrike enetjie proteïensintese, wat dan nou uit 2 verskillende prosesse bestaan. So onthou dat dit is die proses waarby proteïene vervaardig word. Definisie: 'n proteïen word vervaardig met verskillende aminosure en die binding tussen hierdie aminosure staan bekend as 'n peptiedbinding. Okay. Hier kan jy daai uiteensetting waarneem. Onthou dat proteïensintese plaasvind in 2 verskillende fases. Kan jy onthou wat daai fases is? Beslis transkripsie sowel as translasie. Nou kom ons kyk na die proses. Soos ek nou al reeds genoem het, hierdie proses kan jy woord vir woord gaan memoriseer. Transkripsie is dan die proses wat in die nukleus van die sel plaasvind. So dis beslis hier in die selkern aan die gang, omdat dit DNA is. So, nommer 1. 'n gedeelte van die DNA dubbel helix draai af. Dis genoem met replisering is hierdie hele uiteensetting hier belangrik. Swak waterstofbindings tussen die stikstofbasisse breek en die DNA rits los. Okay, so dis either or of daai punt. Nou die verskil, slegs een string dien as 'n templaat om mRNA te vorm. Deur vrydrywende RNA-nukleotiede uit die nukleoplasma uit te gebruik. En dan is die mRNA komplementêr aan die DNA. Wanneer hierdie proses dan klaar is by nommer 6, die mRNA het nou die kode van die proteïen en gaan dan aan na fase 2 toe. Translasie is dan wanneer die oordrag RNS of die tRNA in die sitoplasma 3 opeenvolgende stikstofbasisse het wat bekend staan as 'n antikodon. So ons weet nou al dat daai, ek noem dit altyd 'n hoenderpotjie. So like met sy 3 opeenvolgende basisse hieronder wat bekend staan as die antikodon. Nommer 1. Die mRNA heg aan 'n ribosoom. Elke tRNA, soos hierdie prentjie, dra 'n spesifieke aminosuur. Wanneer die antikodon op die tRNA pas by die kodon op die mRNA, so punte, word die spesifieke aminosuur na die ribosoom gebring. Aminosure heg dan aan mekaar vas met peptiedbindings. Laastens, die verlangde proteïen word gevorm. Jy kan daarop bank dat een van hierdie 3, replisering, transkripsie of translasie, in jou eindeksamen vraestel gaan voorkom.
Nou, vinnig gekyk na eksamenvoorbeeld. Hier is dan natuurlik 'n gunsteling manier om proteïnsintese te vra en dan tussenin die 5 punte te sit van beskryf die proses van transkripsie ensovoorts. So by 2.1 vra hulle die diagram stel 'n fase tydens die sintese van 'n sekere proteïen voor. Nou hier kan jy sien, hier is beslis hierdie hoenderpoot molekuletjies. Ons weet dis tRNA. tRNA kom nie in die eerste fase voor nie, so hierdie kan net wees translasie. Hierdie molekule moet jy ook al kan identifiseer as 'n ribosoom. En dit behoort vir jou te bepaal in watter fase jy besig is. Kom ons kyk gou na die vraag. Nou in die vorige prentjie het ons gesê organel 3 is 'n ribosoom, omdat hy uit 'n groot sowel as 'n klein subeenheid bestaan. So jou antwoord vir nommer 1 is dan ribosoom. Vraag 2 vra beskryf die rol van molekule 1 tydens hierdie stadium van proteïnsintese. Molekule 1 kan jy dan hier waarneem as daai hoenderpootjie soos ek hom noem, so dit is dan tRNA. So vir hierdie antwoord moet ons sê, wat doen tRNA? So tRNA bring die spesifieke aminosuur wat volgens die mRNA-kodon aangevra word na die ribosoom. Kyk asseblief na die bewoording wat in hierdie antwoord moet wees. Aminosuur sowel as mRNA of kodon na die ribosoom. Dis sy werk. Nommer 3 vra vir ons gee die volgorde van die stikstofbasis by nommer 2. Nommer 2 is dan nou hier waar ek nog gekrap het. Om dit te bepaal, gaan kyk jy na die stikstofbasis volgorde op die mRNA wat hier onder gegee word. Gaan ons hom hier neerskryf. GA. En dan al wat jy moet doen is komplementêre basissparing. Onthou ons bou nou 'n tRNA, so G bind met C, G bind met C en A bind met I, want ons is besig met RNA. CCI. Dan by B sê dit op die DNA-molekule, gee die volgorde van stikstofbasisse, op die DNA-molekule wat vir histidien kodeer. So hier sien ons histidien se kode vir tRNA, die antikodon, is GIA. En dan wanneer ons hom in DNA-terme gaan neersit, want dis waarvoor hulle vra, gaan ons hê TA. Want onthou, tRNA en DNA is basies dieselfde, behalwe vir die I en die T wat uitruil. Jou antwoord, GTA. 2.4 vra tydens die sintese van dieselfde proteïen er op fout gegaan in die volgorde. So in plaas van alanine is tryptofaan ingesit. Verduidelik die moontlike rede hiervoor. So hier moet jy nou weet, hier verlang ons die antwoord van mutasies. Dit is ook 'n baie populêre vraag. So nommer 1, 'n mutasie het plaasgevind wat die volgorde van die stikstofbasisse verander het op die DNA. En dan belangrik, noem, die volgorde van die stikstofbasis op DNA is verander vanaf GGG na GGA. Okay. Want jy kan dit waarneem op hierdie alanine antikodon. Die bRNA vir mRNA-kodon verander dan van CCC na CII wanneer U vir C vervang. So, daar is jou punt, omdat jy spesifiek genoem het watter verandering plaasgevind het. En dan laastens, wat veroorsaak dat tRNA 'n ander aminosuur bring. Nou, belangrik, replisering teenoor transkripsie, dit was al 'n paar keer in eksamens gevra, so maak seker jy ken die verskille. So in replisering is beide stringe 'n template vir kopieering, en in dan transkripsie word slegs een string gebruik. Met replisering word vry DNA-nukleotides komplementêr gebind vanuit die nukleoplasma, en in transkripsie word vry RNA-nukleotides komplementêr gebind vanuit die nukleoplasma. By replisering is die komplementêre basissparing, soos ons al aan die begin geleer het, A en T en G en C. In transkripsie, in die vorming van proteïene, is die basissparing altyd A en I. Onthou, G en C bly dieselfde. By replisering het jy 2 identiese DNA-molekules wat gevorm word, en by transkripsie 1 mRNA-molekule
wat gevorm word. Net so vinnige noem van DNA-profilering dan. So 'n DNA-profiel is 'n patroon wat geproduseer word op 'n X-straalfilm en die patroon bestaan uit lyne van verskillende lengtes en diktes. Alle individue behalwe identiese tweelinge het unieke DNS-profiele wat glad nie met enigiemand anders dieselfde is nie. Nou, onthou dat ons DNA-profiele gebruik vir 'n hele paar goedjies en dat jy 'n paar van die gebruike moet kan noem. So, ons het eerstens die identifisering van misdadigers. Iets wat jy definitief nie moet sê nie is oplos van misdaad. Want dit is nie korrek nie. Ons identifiseer net 'n misdadiger. Dan bepaal ons biologiese ouerskap. En dan ook identifiseer naasbestaande. So as jy wonder wie jou naaste familie of jou verste familie is dit hoe jy dit kan bepaal. En dan ook ons identifiseer moontlike genetiese afwykings wat in 'n individu kan voorkom. Alright. Dan gaan ons nou aanbeweeg na 'n eksamenvoorbeeld van DNA-profilering. So die biologiese vader van 'n meisie as ook 3 ander mans het in 'n motorongeluk gesterf. Dit is tragies. Die mans kon as gevolg van hulle beserings nie uitgeken word nie. 'n DNS-profielsamestelling is gebruik om die meisie se vader te identifiseer. En die diagram hieronder toon vir ons die profiele van die meisie, haar moeder en die 4 mans. So, hierso het ons die meisie se profiel, die moeder se en dan 4 mans in die kar. Omdat die mans kan nie uitgeken word nie. So hier gaan jy nou moet gaan kyk na ooreenkomste van die meisie gaan mos nou DNS hê van haar ma sowel as haar pa, so moeder en vader. So jy gaan moet kyk watter bande is ooreenstemmend, die meeste ooreenstemmend met die meisie onder die 4 mans. Want haar pa gaan ooreenstemmende bande met haar omdat hy 'n familielid is. Nou vrolle, watter een van die mans was mees waarskynlik die vader van die meisie? Soos ek genoem het, jy gaan kyk vir ooreenstemmende bande. Jy kan sien haar moeder het 3 ooreenstemmende bande met haar. So nou gaan soek ons. Vir die vader, gaan kyk jy by profiel 1, hoeveel ooreenstemmende bande, by profiel 2, 3, sowel as 4. Ek gee jou 1 minuut om te besluit. Ja, as jy gesê het, man B is die meisiekind se pa, is jy 100%. So as ons ooreenstemmende bande, ekskuus tog, hier het ons 1 ooreenstemmende band, dan hier het ons 'n derde een, en dan, 'n tweede een, ekskuus, en dan daar 'n derde ooreenstemmende band. Hy is dan die man wat die meeste bande saam met sy meisiekind het. Yes. Ons volgende onderwerp is dan meiose. So, hy het al slegs 21 punte, en dan onthou meiose, definisie, is 'n tipe seldeling waar 'n diploïde sel 2 delings ondergaan om 4 haploïde gamete te vorm. So, meiose is die vorming van ons gamete. Nou, omdat dit voor meiose begin, DNA-replisering moet plaasvind. So, DNA-replisering lei daarna dat elke kromosoom bestaan uit 2 kromatiede wat aan mekaar geheg word met 'n sentromeer. In die eerste deling gaan ons vanaf 'n diploïde getal na 'n haploïde getal. So, in die eerste meiose is waar reduksiedeling plaasvind. Dan in die tweede deling gaan ons van 2 haploïde selle na 4 haploïde gamete. Nou, en onthou dat biologiese belangrikheid van meiose sê vir ons dat hoekom dit noodsaaklik is. Omdat oorkruising wat gedurende hierdie proses plaasvind in profase 1, genetiese variasie verseker, en dan verseker dit dat gamete 'n haploïde kromosoomgetal het. Onthou jy wil nie 'n verdubbeling van kromosoomgetalle hê wanneer bevrugting plaasvind nie. Terminologie wat ons hier soms met mekaar kan verwar. So, ons het homoloë kromosome, wat kromosome van dieselfde grootte, struktuur en funksie is. 'n Bivalent verwys dan na, as ek so kan maak, daai homoloë paar, daai 4 kromatiede. Daai
verwys na ambivalent. Dan, kromosome onthou dat dit genetiese materiaal is, en die chromatides is enkel beentjies van 'n kromosoom. Die sentromeer is dan wat daai twee chromatides van die kromosoom aan mekaar vashou. En 'n sentrosoom is 'n organaal in dierselle wat verdeel om sentriole te vorm, om vir ons die spoelvesel tydens hierdie verdeling te vorm. Oorkruising is die proses wat plaasvind wanneer genetiese materiaal uitgeruil word, en onthou dit lei na genetiese variasie. En ensiasma is die punt waar daai twee chromatides aan mekaar raak en die materiaal uitruil. Dan, 'n karyotype is 'n diagram van uiteensetting van 'n persoon se kromosome, almal van hulle, vanaf paar 1 tot paar 23. Nierdistinksie is wat plaasvind wanneer 'n sentromeer of 'n homoloogpaar nie verdeel tydens anafase nie, en onthou dat dit na genetiese abnormaliteite lei. En dan karyokinese is die verdeling van die nukleus van 'n sel. Sitokinese is die verdeling van die sitoplasma van 'n sel. Hierdie is almal woordjies wat jy kan verwag by vraag 1.2. Hier wys ons net vir jou mooi dat 'n homoloog kromosoompaar een van moederlike en een van vaderlike oorsprong is, en dat chromatiede aan mekaar vasgeheg is met 'n sentromeer. Die proses hieronder wys vir ons hoe oorkruising voorgestel kan word. So daar kan jy sien dat twee chromatiede twee aangrensende chromatiede van 'n homoloogpaar aan mekaar raak en genetiese materiaal uitruil. Okay, nou onthou, baie belangrik, tydens interfase, DNA-replisering vind plaas. Dit moet repliseer, want jy moet 'n kopie hê. Hier kan jy sien. Van die oorspronklike. Die ander kopie moet jy vir die nuwe sel gee. Elke kromosoom bestaan dan met ander woorde uit twee chromatides wat verbind word deur 'n sentromeer. DNA-replisering help om die verdubbeling van genetiese materiaal te voorkom en dit eweredig te verdeel gedurende seldeling. Nou onthou, ongerepliseerde kromosome is enkel kromosome soos dit in 'n sel voorkom voordat DNA-replisering plaasvind. Daar is 'n ongerepliseerde kromosoom. En dan gerepliseerde kromosome is dubbel kromosome nadat replisering plaasgevind het. Sjoe, lekker knoop my tong. Okay. Nou om net so vinnig te hardloop deur die fases van meiose. Profase 1 kan jy sien dat daar homoloogpare bymekaar lê, en hier kan jy ook waarneem dat oorkruising besig is om plaas te vind. Metafase 1 gaan lê die homoloogpare op die sel-ewenaar, en dan in anafase 1 is wanneer ons die homoloogpare skei. Dit is hier waar ons gaan van 'n diploïde getal na 'n haploïde kromosoomgetal. Hier skei jy die homoloogpare. Telofase het ons dan sitokinese wat plaasvind, en nou het ons twee haploïde selle of twee selle met haploïde kromosoomgetalle wat gevorm het. Die proses herhaal homself dan om net vir ons aan die einde 4 haploïde gamete, amper skryf ek 4 haploïde gamete as produk te vorm. Onthou dat in metafase 1 het ons homoloogpare wat op die ewenaar van die sel lê, en in metafase 2 het ons gerepliseerde kromosome wat op die ewenaar lê. Daar is die groot verskil. Nou, volgende eksamenvoorbeeld vra vir ons, identifiseer die fase wat deur diagram B in hierdie prent voorgestel word. Okay, so kom ons kyk net eers 'n bietjie daarna. Hier kan ons sien dat op die sel-ewenaar het ons slegs kromosome wat op die sel-ewenaar lê. Waar in diagram B kan ons sien dat dit homoloogpare is, want daar is 2. So wat sou jy sê, watter fase is diagram B? Diagram B is beslis metafase 1. Dan by nommer 2 vra dit beskryf die gebeure in die fase wat op diagram A volg. Diagram A is ook metafase soos ons genoem het, maar is enkel kromosome, so ons weet dis metafase 2. En nou vra hulle, wat volg daar? Ons weet dan nou dat wat daarop volg is anafase 2. Goed. Ons kyk. Die spoelvesel gaan begin verkort.
die sentromere verdeel en die kromatiede beweeg dan na die teenoorgestelde pole van die sel. En dan laastens noem een plek in 'n menslike vrou waar meiose plaasvind. Dit is maklik, die antwoord is altyd dieselfde in die ovarium. Ons volgende eksamen voorbeeld gee vir ons 2 diagramme wat weer eens verskillende fases van meiose voorstel. So hier in hierdie diagram 1 kan ons sien daar's homeloopare, maar daar's nog steeds 'n kernmembraan, daar's sentriole, hier's oorkruising, so dit moet beslis 'n beginfase wees. In diagram 2 kan ons sien dat die kromosome op die ewenaar rangskik, so dit moet al een bietjie later as die eerste een wees. Nou vir ons, noem struktuur B. As ons gaan kyk na struktuur B, hy kom hier bo in die pool voor en uit hom uit kom hierdie draadagtige strukture, spoelvesel. Dit is dan definitief ons sentriole. C, wat dan daar uit voorsprei, is ons spoelvesel. Hoe kom jy daai antwoord homself herhaal? Ek vra om verskoning. Spoelvesel. Dan nommer 2 sê identifiseer die fase wat in diagram 1 voorgestel word. Onthou ek het reeds genoem, daar's 'n sentriool, daar's 'n kernmembraan, hier's oorkruising. So dit kan slegs wees profase 1. 3 redes hoekom ons dit sê. Homoloë kromosoompare is sigbaar. Ontwikkeling van spoelvesel is besig om plaas te vind. Oorkruising vind plaas. Ek kon ook gesê het sentriole is besig om na die teenoorgestelde pole toe te beweeg. En dan kernmembraan begin verdwyn. Belangrik, merk slegs die eerste 3. Dan, vraag 4 vraag, beskryf die proses wat by A plaasvind. Dit verwys dan nou na hierdie gebeurtenis. Okay. Daar kan jy sien dat daar 2 kromatiede is wat aan mekaar raak. Onthou, alles in vraestel 2, bewoording is belangrik. So nou gaan jy sê, aangrensende kromatiede van 'n homoloë paar oorkruis en DNA of genetiese materiaal word uitgeruil op plekke wat ons chiasma noem. Dit is 'n maklike 3 punte. Hier is dit belangrik om te sê dele van aangrensende kromatiede oorkruis en DNA word uitgeruil by 'n punt wat chiasma genoem word. Dan vraag 5 vra identifiseer fase 2 in die diagram. Nou ons het klaar gesê daar is nog beslis homoloë pare en hierdie strukture kom op die sel ewenaar voor, so dit kan wees net metafase 1. Beskryf die verskillende gebeure wat in die fase genoem in A plaasvind en dieselfde tyd tydens mitose. So nou, kom ons kyk, in A het ons gesê is metafase 1, nou moet ons noem, hoe verskil dit van mitose metafase. Nommer 1, by meiose of metafase 1, rangskik die kromosome in pare op die ewenaar, terwyl in mitose die kromosome enkel op die ewenaar rangskik. Nou onthou dat die goedjies kan verkeerd gaan en dit noem ons nidisjunksie. So wat is nidisjunksie en wat is die nagevolge hiervan? Nou onthou dat in nidisjunksie verdeel die sentromeer in die kromosome nie tydens anafase 2. Of lede van een paar homoloë kromosome skei nie tydens anafase 1 nie. So daar's 2 goedjies wat kan gebeur vir dit om te klassifiseer as nidisjunksie. Nou, as nidisjunksie plaasvind van kromosoompaar 21, lei dit na die vorming van abnormale gamete met 'n ekstra kopie van kromosoom 21, trisomie 21. 2 gamete gaan dan 'n ekstra kopie van die geaffekteerde kromosoom ontvang en 2 gamete gaan glad nie door die kromosome heen nie. So nidisjunksie, soos ons hier kan sien in anafase 1, gebeur dan met die eerste deling, wanneer homoloë pare nie skei nie, en anafase 2 gebeur dan hier, waar 'n sentromeer nie verdeel nie, en die kromatiede nie van mekaar skei nie. Ons weet dan dat dit anafase 2 is. Onthou dat nidisjunksie op paar 21 in mense lei na Down-syndroom, maar nidisjunksie is nie net uitsluitlik vir Down-syndroom. So in 'n vraestel kan jy gevra word, verduidelik nidisjunksie, en dan in mense
waantoe lei nie distinksie. So wees seker dat jy mooi onderskei wanneer 'n vraag gevra word. Want asseblief om die volgende na jou eksamenkaal toe te bring en oudjies baie sterkte, leer hard, berei goed voor, dink aan julle. Dankie.